Nou vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees en vanmôre wil ek u groet met die baie besondere woorde daar in Johannes die 15de en die 16de hoofstuk. In Johannes 15 vers 26 staan daar: "Maar as die Trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig." Johannes 16 vers 14 sê: "Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig." Nou wat is so besonder van hierdie woorde, vriende? Eenvoudig dit, is dat die Here Jesus aan die einde van sy aardse bediening kom sê dat die Heilige Gees, die Gees van God die Vader en die Seun, uitgestort sal word op Pinksterdag. En wat sal die Gees doen? Al hierdie vreemde manifestasies wat ons in kerke sien, sal die Heilige Gees nou snaakse dinge laat plaasvind? Nee, die Bybel sê dat die Heilige Gees sal getuig van die Here Jesus Christus. Waarom? Omdat hy die gestuurde van God is, die unieke een, die God wat mens kom word het. En daarom sal die Heilige Gees getuig van die Here Jesus. Hy sal Christus verheerlik en deur die waarheid van die woord sal ons Christus beter leer ken. Nou, u sal onthou, ons het so 'n bietjie begin met hierdie baie besondere profesie wat Jesaja die profeet uitgespreek het in Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vir u al reeds gesê, vriende, wat beteken die gedagte van wonderbaar? Dit dra die betekenis van verwondering, dat Christus bewonderingswaardig is en dat ons tyd moet neem om hierdie Christus van die Bybel beter te leer ken. Ons het vir u gister gesê, of Saterdag, dat Jesus is wonderbaar in sy persoon. En wat het dit vir ons beteken? Eenvoudig dat Christus gebore is uit die maagd Maria, maar dat hy ook gegee is van die heerlikheid van die hemel, omdat Maria swanger bevind is deur die Heilige Gees. Ek het vir u gesê, wat sê professore Walwoord en Zak oor hierdie gedagte, uit wie gebore is Jesus wat genoem word die Christus? Eenvoudig sê hulle, the of whom is a feminine relative pronoun, clearly indicating that Jesus was the physical child of Mary, but that Joseph was not his physical father. Ek het dit vir u baie mooi verduidelik, dat ons in verwondering kan staan oor Christus se persoon, juis omdat wat in Maria verwek is, uit die Heilige Gees is, en daarom kon hierdie maagd geboorte gegee het. Dit was die enigste maagd in die geskiedenis van die mensdom wat geboorte gegee het. Waarom? Omdat sy die uitverkorene was, wat God gekies het om die Messias in die lewe te bring. En u sal onthou, ons het gister bietjie gepraat oor die lofgesang van Maria, toe ons dit hanteer het by ons erediens. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeksie dat Jesus is wonderbaar in sy aardse lewe. Nou Matteus 7:28 sê vir ons, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Luister vriende, toe die Here Jesus op die toneel verskyn, het die hele wêreld se siening, se lewe, se leefwyse, se verstaan, alles het in 'n oomblik verander. As 12-jarige seun in die tempel het hy alreeds mense begin leer en ondervra in so 'n mate dat die wyses van hulle tyd eintlik in verbasing gestaan het. God het bepaal dat Jesus op 30-jarige ouderdom sy aardse bediening sal begin, juis met die doel dat hy later sou sterwe. En die Bybel sê elke keer as hy gepreek het, was mense versla en verbaas, want hy het geleer soos een wat gesag gehad het. Hy het nie net geleer op 'n baie besondere manier met die wysheid wat God hom gegee het, omdat hy God was wat mens kon word het nie. Nee, Matteus 9:33 sê vir ons baie duidelik, en nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat en die skare het hulle verwonder en gesê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Vriende, daar is 'n dwaling wat rondloop wat sê dat die Here vir ons genesingsbedienings gegee het. Dat ons nou moet gaan om duiwels uit te dryf en mense te genees en gesond te maak. Watter leuen van die duiwel. Die Here Jesus was uniek in sy aardse persoon, in sy wese, juis omdat hy hierdie wonders en tekens kon doen. Geen duiwel, geen siekte, geen mag was vir hom te sterk gewees nie. En daarom was hy ook uniek in sy aardse bediening gewees.
Markus 1 vers 22 sê, en hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. U kan die Bybel vir uself gaan bestudeer. Die Bybel sê in Markus 2 vers 12, en dadelik staan hy op, en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik het en gesê het, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Ons het nog nooit so iets gesien nie. Markus 4:41, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Vriende, gaan lees die een verhaal op die ander ene van Jesus wat die storm stil gemaak het, siekes gesond gemaak het, duiwels uitgedryf het, boodskappe gepreek het. Hy het mense aan die hart gegryp. Hoekom? Want hy was uniek in sy persoon, maar ook uniek in sy aardse bediening gewees. U sien, soos mense in verwondering gestaan het oor Jesus, juis omdat hy dinge gedoen het wat absoluut bonatuurlik was, ja, uniek aan hom as God wat mens kom word het. Net so moet dit nog steeds vandag ons harte in verwondering aangryp. Ek wil u sê, as u nie in verwondering staan voor hierdie Christus nie, dan beteken dit eenvoudig, jy ken hom nog nie. U sien, wanneer ons die Here Jesus as persoon bestudeer, volgens die blaaie van die Bybel, kan ons nie anders as om in verwondering voor hom te staan nie. Want wanneer ons lees deur die blaaie van die Bybel en ons gaan deur die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ons kyk die verskillende perspektief waaruit hulle skryf en Jesus se karakter vir ons uitbeeld, dan gryp dit ons harte aan. Matteus beskryf hom as die koning wat sou kom, as die beloofde Messias, die een wat op die troon van Dawid sou sit. Markus beskryf hom as die dienskneg, en daarom sal u gereeld in die evangelie van Markus lees dat Christus dadelik na hierdie plek gegaan het en dadelik het Christus hierdie ding gedoen, en Markus kom beskryf hom as die wonderlike dienskneg van die hemel wat gekom het. Ag, ons kyk na Lukas wat Jesus beskryf as die seun van die mens. Ja, hierdie een wat in alle opsigte gelyk geword het aan ons, maar sonder sonde. En dan sien ons Johannes, die geliefde apostel, beskryf die Here Jesus Christus as God wat mens kom word het. Daarom sal ons ook sien in die evangelie van Johannes dat dit heeltemal uniek begin. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die wêreld, en daar sien ons ook hoe hierdie kosbare en wonderlike godheid van Christus gedemonstreer en geopenbaar word. Ja, ons lees dat toe die Here Jesus na sy kruisiging in die bovertrek verskyn en Thomas hom sien, toe roep Thomas daar in Johannes 20 uit, my Here en my God. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, vriende, wanneer ons kyk na die profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5, dan sien ons dat Jesus Christus nie net wonderbaar was in sy persoon nie, maar hy was ook wonderbaar in sy aardse lewe en bediening. Hy het geleer soos geen ander. Hy het wonders gedoen soos geen ander. Hy het die brode vermeerder. Hy was uniek in elke opsig. Daarom moet u en ek bietjie na hom as persoon kyk en dink aan Christus vandag in jou lewe. Hy is nog steeds die een wat vir jou sorg en voorsien. Dis hy wat die asem van die lewe vir jou gee om vanmôre hierdie boodskap te hoor, die verstand om te verstaan, die geloof om dit ter harte te neem. Hy versorg jou op tydelike gebied. Hy's die een wat binne sy wil sekere dinge toelaat in jou lewe om jou te heilig en jou te vorm sodat jy gereed kan maak om hom te ontmoet. Daarom wil ek jou vra om in hierdie Kerstydperk en in hierdie tyd wat jy so bietjie meer rus het en bietjie minder verantwoordelikhede het by jou werk en by al hierdie plekke, dat jy die woord sal vat. En al begin jy net deur die evangelie van Matteus of deur die evangelie van Markus of Lukas lees, doen dit bidtend, doen dit aandagtig en kyk na die persoon van Christus, sien hoe uniek hy was en aanbid hom vir wie hy is. Mag die Here vir my en jou genade gee en mag hy vir ons wysheid gee, want vriende, daar gaan 'n dag aanbreek wat ons voor hierdie Christus moet gaan staan. Daar gaan 'n dag aanbreek dat ons rekenskap voor hom sal moet gee. En daarom is dit vir my so wonderlik en so kosbaar as ek hierdie waarhede begin bestudeer, dat ek ook daarin die Here Jesus Christus raak sien
as die een wat in beheer is, ook van my en van jou lewe, en die een wat ook eendag van ons rekenskap gaan vra. Mag die Here ons groot genade gee, en wysheid en insig gee, om hierdie waarhede ter harte te neem tot eer van sy naam. Mooi dag vir u verder. Tada!